Halleluja. Goeiemôre broers en susters, welkom by Huis van Gebed. Ek hoop jy het 'n wonderlike Sondag gehad en laat die diens wonderlik was, dat jy 'n geseënde tyd in die Huis van die Here gehad het, saam met die medebroers en susters. En laat die salwing van die Here op die lewe rus. Dis 'n nuwe week wat voor lê en dat die mense krag van die Here behou en die heerlikheid van God behou en net dankbaar wees teenoor die Here. Kom ons sê net gou dankie vir die Here. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie dag. Dankie Heer, laat ons weet dat Here in die liefde en die volheid, Here, saai hier oor ons lewens uit, my God. Here, U sê die reëns, die vroeë reëns en die laat reëns sal op U kinders val, Here. En ek bid dat U Gees werklik waar in ons harte sal reën en U seën in ons harte sal wees, Here. Ons loof en prys vir U en ons sê vir U dankie. Dankie vir hierdie dag, Here, dat ons in die huis kon gewees het, Vader, deel kon gewees het van dit wat U vir ons gebring het. En elke een waar hulle was, mag jy hulle geseën het en ons eer U daarvoor, Here. Al die lof en eer behoort aan U in Jesus naam. Amen. Broers en susters, ek het net so kort boodskapie vanaand. Ek wil net, ek dink die gedagte wat by my opgekom het, is wat die Here sy disippels 2-2 uitgestuur het. En het gesê, julle vat nie 'n stok, nog klere, 'n beurs of niks saam nie. Julle gaan net soos wat julle is. En die Here het vir hulle mag gegee om siekes te genees en om demone uit te drywe. En by elkeen wat hom in sy huis innooi, om dan sy salwing daar te los. En dit is vir my so pragtig om te dink. En as hy jou nie ontvang nie, sê die Here, gaan jy die stad uit en jy skud die stok van jou voete af. Want jy moet gaan en gaan verkondig dat die koninkryk van God het naby gekom. My broers en susters, weet ons werklik waar hoe naby is die koms van die Here. Ek weet, daai tyd het hulle gaan sê dat die Here is op pad, Jesus is op pad, en hulle die siekes genees en die demone is uitgedryf, hulle teruggekom en die Here gekom sê dat, Here, die siekes is genees en die demone is uitgedrywe, en sy die evangelie verkondig. En broers en susters, ek dink dis wat die Here vandag op my hart sit is, kom ons gaan uit en besef, wat is ons in die Here? Wat is U en wat is ek in die Here? Dit sê nie wie of wat jy is nie, is wie is U in die Here en wat is ek in die Here? Wie kan ons uitgaan met die blydskap bevreugde in ons hart, dat die Here mag in ons lewens gegee, om deur die naam van Jesus Christus ons hande op siekes te lê en vir hulle te bid, en die Here sal gesond maak. Die Here het ons die autoriteit gegee om demone aan te spreek, en in die naam van Jesus Christus sal hulle wyk. My broers en susters, ek wil hier net bemoedig om te sê, dis die God wat ons aanbid. En as ons by mense kuier en oor die dinge van die Here praat, en hulle aanvaar die dinge van die Here, en sê die Here, kom ons los ons salwing in daai huis. Laat die salwing van die Here daar agter bly. Laat hulle deel kan kry van die salwing van God. Kom ons wees 'n gesalfde van die Here. Laat die salwing van die Here oor ons liggame so afloop. As jy iemand groet, dat jy die salwing van die Here kan oordra uit jou hand uit, my broer. Is dit moontlik? Hoekom nie, my broers en susters? Hulle het Paulus se klere gevat en het net op kleringstukke gebid, en hulle het daai kleringstukke op mense gaan lê en hulle het gesond geword. Hoeveel te meer ek en u en ek, as iemand groet met die hand, die salwing van die Here oor te dra. As daai persoon siek is, laat die genesing van God se krag hierdie kan vloei. Want ons is net, en verskoon weer die Afrikaans, die extension, die verlengingskoord tussen God en die mens.
tussen daai twee persone. Ons is net die verlengerskoord. Ons is net die instrument van die Here. Dis nie ons wat dit doen nie. Dis die Here deur ons. Maar ons kan so gebless wees om te weet, die Here, ek dra u salwing in my lewe en ek kan vir my broers en my susters bid en my God, ek weet uit my hart uit dat u sal dit doen, want dis wat die woord sê, dis wat u sê ek moet doen, Here, dis nie wat 'n mens vir my sê nie. Here, ek luister na die Heilige Gees in my hart en ek is opgewonde en broers en susters, my gebed vanaand is vir u, dat u opgewonde raak, laat u uself verlustig in die Here en die nuwe week ingaan met die wete dat ek so koningskind, my God is die koning van alle konings, hy is die God van alle gode en elke knie sal buig en elke tong sal bely dat Jesus is die Here. My broers en susters, mag die Here vir u seën hierdie week, mag jy 'n blessing wees vir die werkspan daar waar jy werk, in die werksplek, mag jy 'n blessing wees, mag jy net 'n seëning wees, mag die mense net die heerlikheid van God uit u sien straal, en vir ons ou mense, die Here sê ons moet by u leer, ons moet by die gryshare gaan leer, en mag die Here vir u seën, en vir u nog baie jare spaar, sodat u agterkleinkinders ook by u kan leer, wie is Jesus, en wie is hy. Baie dankie broers en susters. Ek wil net graag gou vinnig vir ons bid, en vra dat die Here werklik waar, Here, in die naam van Jesus Christus wil ek bid, dat daar 'n spesiale salwing op elke broer en suster se lewe afkom, Here. Ek bid vir ons ou mense, dat U hulle sal seën, en Here, meer sal seën en salf, Here. En Here, laat U vir hulle wysheid en krag sal gee, en gesondheid sal gee. Here, ek bid vir elke broer en suster wat siek is, wat daar omstandighede dalk is. Here, laat U net ingryp in die naam van Jesus Christus. Here, laat U net die woord spreek en dat hulle genees sal wees, Here. En waar hulle vir siek mense sal bid, dat U sal saamwerk, en dit gaan om Jesus naam. Here, ek gee vir U die lof en die prys en die eer daarvoor, Here, vir 'n spesiale salwing. Here, laat ons net kan weet, dat ons weet. Here, ons doen dit in die naam van Jesus Christus, en ons doen dit vir U. En ek eer U daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Broers en susters, mag jy 'n geseënde week hê, en ek sal probeer by my woord hou, om so veel as moontlik boodskappe, wat die Here op my hart lê, uit te dra, en mag die Here vir U seën hierdie week, en mag U 'n seën wees, vir die familie, en ja, daar waar dit nie, miskien goed gaan nie, mag die Here intree, en mag die Here net die omstandighede verander. Amen en amen. Shalom my broer en suster, die Here is lief vir u, en seëning vir u, vir hierdie week wat voor lê. Amen.